Goeienaand broeders en susters, kinders, kom ons sit so en ons raak vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing Psalm 103. Ons gaan die eerste en die tweede verse sing, waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons sing vanaand loof die Here in wie ons van harte bly is. Wanneer ons dit sing, dan sing ons dit saam met die kerk deur die eeue. Elke gemeente wat nagmaal vier, hoor dit in die nagmaalsformulier ook. Maar besef ons altyd waarom ons U loof en prys. Waarom ons dankgebede tot U bid. Besef ons nog ons eie sonde skuld. Ja, week na week, keer op keer as ons na U woord luister, dan word ons daaraan herinner dat ons sondaar mense is wat lewe deur U genade. Sondaar mense is wat teen ons eie sondige natuur, teen die wêreld en teen die duiwel moet stry en oorwin. Maar ons bely vanaand dat ons dit nooit uit eie krag kan doen nie, maar alleen dat ons kan deel in die oorwinning van ons Here Jesus Christus
dat ons kan oorwin deur die krag van U Heilige Gees. Daarom is dit vanaand ook ons gebed dat U die evangelie weer aan elkeen van ons sal bedien vanaand, dat ons daaruit sal groei in ons geloof en in ons dankbaarheid. Ja, leer ons wat ware bekering is, leer ons wat dit beteken om ware berou oor ons sondes te hê. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Vanaand, broeders en susters, gaan ons luister na Joël hoofstuk 2. Ons gaan vanaf vers 12 tot 17 luister. En dan belangrik ook is ons kernverse, die eerste 2 verse waar daar staan, maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig, hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here julle God. Blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas, roep die gemeente bymekaar, roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom, die bruid uit haar wittebroodskamer. Die priester wat in diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê, betoon my medelee met u volk, Here. Moenie die volk wat aan u behoort tot 'n bespotting maak, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word, waar is Israel se God? Dit dan vanaand ons teksgedeelte, en dan in besonder soos ek gesê het, die woorde, maar nou so sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur, skeer julle harte nie julle klere nie, kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig, hy is lankmoedig en vol liefde, hy is bereid om straf te herroep. Dit dan ons teksgedeelte, en ons tema vir vanaand is bekering, 'n terugkeer na God, deur ware berou oor ons sondes. Nou, een van die teksgedeeltes in die Bybel waar berou werklik vir ons geskets word, is Dawid se Psalm 51. As jy jou Bybel lees, dan sien jy die Psalm het hy geskryf nadat die profeet Nathan na hom toe gekom het en hom gewys het op sy sonde, toe hy vir Uriel laat vermoor het, toe hy vir Batseba as sy vrou geneem het. Dan kom die Here en sê vir Dawid, Dawid, wat het jy gedoen? En dis dan wanneer Dawid Psalm 51 skryf in sy berou. En dis hoekom ek sê, kom ons sing dit, en ons gaan, oom Hyp het vir my Vrydag aand gesê, is lekker lang verse. Toe sê ek vir hom, maar dis belangrike verse. Vers 1, 7 en 8 van Psalm 51. Kyk 'n bietjie as ons dit sing, wat sê Dawid daarin oor sy sonde en sy sondeskuld. Kyk 'n bietjie of mens daarin ook sy berou kan sien, of mens kan sien wat die Here hier in Joël ook van praat, van sy geskeurde hart, waar mens kan sien hoe Dawid gehuil het en getreur het oor sy sonde. So kom ons staan en dan sing ons vers 1, 7 en 8 saam.
Dis so broeders en susters, dat die woord bekering of die begrip bekering, die oproep tot bekering, meer as 100 keer in die Bybel na vore kom. En wanneer 'n mens gedeeltes wat daaroor handel, waarin hierdie oproep tot bekering na vore kom gaan lees, dan kom jy gou tot die besef dat dit eintlik 'n groot roeping op elke gelowige se pad is, die oproep tot ware bekering. Nou daarom gaan ons nie net vanaand nie, maar ook in die volgende paar weke stil staan by Sondag 33 wat juis handel oor bekering, oor wat bekering is en wat ware bekering behels. Want in hierdie Sondag 33 van die Katekismes, word bekering vir ons beskryf, maar dit word so beskryf dat dit vir ons wys hoe dit 'n werklikheid in jou lewe moet word, 'n realiteit in jou lewe moet word. Hoe bekering in jou dankbaarheidslewe werk. Nou baie belangrik is, ons almal ken dit, die eerste vraag in die katekismes gaan oor die twee dele van bekering, en ons praat van die tweedeling, ons praat van die afsterwe van die ou mens, die opstanding van die nuwe mens. Hoekom? Want in die Bybel word dit ook so vir ons beskryf. Dit word gekoppel aan ons Here Jesus Christus se kruisiging, sy afsterwe aan die kruis en sy opstanding op die 3de dag. Hy's doodgemaak vir ons sondes, maar hy het lewendig geword en nou is ons ook daaraan gekoppel. Gekruisig ons sondige natuur, die nuwe lewe in Christus, die nuwe mens wat ons geword het. Baie mense praat ook van positiewe en negatiewe sy van bekering. So mens kan eintlik sê ons gaan vandag stil staan by die negatiewe kant van bekering, of sogenaamde negatiewe kant, en eintlik is dit nie iets negatiefs nie. Bekering kan nie negatief eers aan dit gekoppel hê nie. Miskien is dit beter om te sê die beginpunt van ware bekering. Wat moet daar wees as daar ware bekering is? Waarna moet jy kyk en na jou eie lewe? Waar moet jy gaan sit en sê, dis waar bekering begin? Nou, belangrik om te verstaan wat bekering is. Kyk ons vanaand na Joël 2, want hierin word die woord bekering as te ware 2 keer in ons kernverse gebruik. Met die woorde, kom terug. Kom terug. 2 keer in vers 12 en 13 staan dit, kom terug na die Here, julle God toe. En dis wat bekering is. Dis 'n terugkeer na God. Dis ware berou oor ons sondes. Nou kom ons kyk vanaand hier na 4 punte waarna ons kyk. Eerste een, wat 'n oproep van bekering behels. Waarom ons op die oproep tot bekering moet reageer. Wie moet almal reageer op die oproep? En hoe word dit gehoorsaam hierdie oproep in die praktyk? Nou die eerste vraag is, wat behels 'n oproep tot bekering? Nou om die vraag te kan antwoord, moet mens verstaan wie dit is wat die oproep tot ons maak. Daarom begin Joël om te sê, maar nou, sê die Here. So die oproep kom direk van die Here af, maar die Here doen dit teen 'n bepaalde agtergrond. Hoekom sê ek so? Want ons begin in vers 12 met maar, en jy moet alles wat vooraf is gaan lees om die maar te verstaan. Wat het toe gebeur? Wat het nou gebeur? Dat die Here hierdie oproep na hulle toe bring. Wat is die agtergrond vir die oproep? As mens teruggaan, dan sien 'n mens, dit was haglike omstandighede waarin die volk op daardie stadium hulle self bevind het vanweë hulle eie sonde. Haglik in die opsig dat alle mense, onsself ook in hierdie haglike omstandighede bevind weens sonde. En wat maak dit so haglik? Die feit dat die oordeelsdag, sê Joël, van die Here naby is.
Die dag waarvan Joël profeteer in sy boek, die dag van die Here is 'n groot dag, dis 'n verskriklike dag. Wie is daarteen bestand? Dan ken ons die antwoord. Ons het dit hierdie jaar al by herhaling gehoor. Wie is daarteen bestand? Wie sal staande bly in die oordeelsdag van die Here? Watter mens sal hom of haarself kan verontskuldig? Niemand nie. En dis teen hierdie agtergrond wat die oproep tot bekering nie net tot die volk kom nie, maar ook tot ons kom. Mens kan as te ware sê, die Here self bring 'n wending in die loop van die geskiedenis tot behoud van sondaar mense met hierdie oproep. Hy doen dit om ons uit ons haglike omstandighede te ruk. Daarom hoor die woorde, kom terug na my toe, sê die Here. Verander julle gedagtes, draai om na my toe, herstel jou lewe. Kom terug, verander, draai om, herstel, bekeer julle. Want daardie woorde, kom terug, verander, draai om, herstel, vat vir ons die definisie van bekering saam. Want bekering is niks anders nie as om terug te kom na die Here toe. En daardie terugkeer behels dan 'n omdraai. Dat iewers moet jy besef, maar ek gaan myself nou te pletter loop as ek aanhou op hierdie koers in my lewe. Ek sal moet 'n u-draai maak en teruggaan na die Here toe. En dis hoekom die katekismes praat van die afsterwe van die ou mens. En belangrik die woorde wegvlug van die sonde af. Ons moet van alles wat ons van God af wil weglok. Alles wat ons van God se koers af wil bring. Wegvlug, sê die katekismes. Ons moet nooit dink ons is te sterk nie. Ons moet nooit dink ons kan maar met sonde speel nie. Sonder om daardeur gevang te word nie. Want dis juis in die oomblikke as jy dink jy sterk, as jy dink jy kan die sonde weerstaan, jy kan maar hierdie goeters doen en daardie goeters doen en daarheen gaan en so maak, wat die Satan jou die maklikste tot 'n val kan bring. Nee, die woord is vlug weg. Vlug. Vlug. Waarheen vlug jy? Jy vlug na God toe. Jy maak 'n u-draai en jy bekeer jou, jy kom terug na die Here toe. En kom ons sê dit vir mekaar, dis baie moeilik. Baie moeilik om dit te doen in die wêreld waarin ons lewe, 'n wêreld vol versoekings. Maar deur die genade van God nie onmoontlik nie. En dis die tweede vraag vir vanaand, waarom ons op die oproep tot bekering moet reageer en waarom ons tot die oproep kan reageer. Wat 'n wonderlike motivering gee Joël nie vir ons in vers 13. Hy sê kom terug na die Here, julle God toe. Daai woorde julle God is baie belangrik. Moenie terugkom na een of ander vreemde nuwe wese of onpersoonlike God nie. Nee, kom terug na julle God toe, die God wat homself aan julle verbind het. Die God wat ons ken, wat vir ons gebeloof het in sy verbond, ek sal vir julle 'n God wees. Die God wat homself in sy verbond aan ons geopenbaar het, as genadig en barmhartig, lankmoedig, vol liefde, bereid om straf te herroep. Ek weet nie of dit 'n klokkie lui nie, broers en susters, maar dis woorde wat jy uit Eksodus kan gaan haal. Waar in Eksodus? Nadat die volk die goue kalf gebou het en Moses van die berg af gekom het en die wet daar stikkend gegooi het, die 2 kliptafels. Daar is dit aan die volk geopenbaar. Die Here is genadig, lankmoedig, barmhartig, vol liefde en getrou. Hy's bereid om te vergewe. Nou min mense, broers en susters, baie keer min van ons ook besef,
juis dat bekering gegrond is in hierdie Godsopenbaring wie God is. Dat God genadig is, dat God barmhartig is, dat God lankmoedig, geduldig en vol liefde is. Ons wil ons bekering eintlik half 'n voorvereiste maak vir God se genade en liefde. In plaas daarvan om te sien dat my bekering is die vrug van God se genade en liefde in my lewe. Bekering is dankbaarheid, onthou dit. En dis hoekom dit so 'n belangrike deel is van ons dankbaarheidslewe, hoekom Sondag 33 so sentraal staan binne in die katekismes as die gedeelte wat handel oor ons dankbaarheidslewe. Ons enigste troos lê nie in dit wat ons kan doen nie in ons bekering nie, maar in God se raadsbesluit om ons in sy genade deur Jesus Christus te red. Daarom kom terug na my toe, sê die Here, want kyk wie ek is, kyk wat ek alles vir jou gedoen het. Kyk hoe lief het ek jou. So lief, dat God sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Soveel so, dat die verskriklike dag van die Here waarvan Joël hier praat, nie meer vir ons 'n verskrikking is nie, maar 'n dag is waarna ons verlang, 'n dag waarna ons uitsien, 'n dag waarin ons die volle seëninge van God se genade gaan beleef. En daarom, hoe kan enige iemand wat God leer ken het, wat Jesus Christus leer ken het, nie wil wegvlug van die sonde af nie wil terugkom na God toe nie tot bekering kom nie. Daarom die derde vraag, wie moet reageer op die oproep? Nou dis die ironie, broers en susters, soveel mense hoor die woord, maar so min mense reageer op die woord. So min mense reageer met dankbaarheid. Soveel mense vlug nie weg van die sonde af nie. Hoekom nie? Baie eenvoudig gesê, ons is mos nie so sleg nie. Ons is nie soos al die ander klomp mense of die ander klomp heidene nie, wat hulle moet bekeer nie. Baie mense sien bekering, soos ek net gesê het, as iets negatiefs. Want as ek sê, ek moet bekeer, ek moet tot bekering kom, dan sê ek daarmee iets van myself in my eie lewe wat verkeerd is, onchristelik is, onbybels is, sondig is. Maar die oomblik as 'n mens so begin werk en nie jou sonde bely nie erken dat jy ook onbybels, onchristelik verkeerd kan wees nie, dan kom jou hele gedroof en geloof in gedrang, want dan het jy nie meer 'n verlosser nodig nie, dan het jy nie meer 'n Christus nodig nie. Sê jy eintlik, hy het onnodig aan die kruis gehang. Miskien is dit baie kras gestel of reguit, maar nie een van ons is uitgesluit wanneer die oproep tot bekering in die Bybel na ons toe kom nie. Ja, in die eerste plek weet ons dit geld vir ongelowiges met 'n goddelose lewe wat moet hoor van die evangelie. Maar in besonder geld dit vir ons as gelowiges, 'n daaglikse oproep tot bekering. Waarvan moet ons bekeer? Daar's baie voorbeelde. Gaan lees die briewe in Openbaring van geestelike louheid, van selfsug, van formalisme, van materialisme, van haat, afguns, woede. Dinge wat kan mens amper sê teen die Heilige Gees is, teen die vrug van die Gees is. Joël sê van die leiers tot by die suigelinge van die volk moet bymekaar gebring word vir 'n dag van verootmoediging. Hy sê selfs die bruid en die bruidegom moet uit hulle witbroodskamer gaan haal word. Hoekom jy is die bruid en die bruidegom? Want die bruid en die bruidegom was vrygestel in hulle huwelikstyd van enige amptelike pligte binne die volk. Ja, sê hy, almal
Almal moet kom gehoor gee aan die Here se oproep tot bekering. Van die oudste tot die jongste, selfs die bruid en die bruidegom. En dit bring ons by die vraag waarmee ons vanaand afsluit. Wat moet dan gebeur? As almal daar is, hoe word hierdie oproep gehoorsaam in die praktyk? Dit is duidelik, hy praat van die hele volk hier, maar dis ook 'n baie persoonlike en intieme, mens kan ook sê emosionele saak. Want dit raak 'n mens se verhouding met God. Dit het 'n direkte betrekking op jou belewing van jou gemeenskap met die Here. Luister 'n bietjie wat sê die Here. Hy sê, kom met julle hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. So ware berou is 'n onmisbare deel van bekering. En ware berou is 'n saak van jou hart. Want in die Ou Testament, dis hoekom die Here ook praat van jou hart hier, is jou hart gesien as die setel van jou lewe, die setel van jou verstand, jou wese, jou wil, jou emosies, die beweegrede vir alles wat jy dink, sê en doen. Nee, sê die Here, jou hele hart moet terugkom na my toe. Jy moet my met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou siel lief hê. En daarom vra berou ook van ons deeglike selfondersoek. Dat elkeen van ons in ons lewens tot die besef kom, as dit van myself afhang, kan ek nie voor die lewende God staan nie. My lewe is in stryd met sy heilige wil. En daarom het ek berou. Daarom vas ek, daarom huil ek, daarom treur ek. Daarom is my hart geskeur en nie net my klere soos die gebruik was onder die Jode nie. Onthou dit, as jy jou klere geskeur het en in die stof gaan lê het, dan was dit 'n teken van rou. En is dit nie pragtig nie? Berou en rou is twee woorde wat saam met mekaar loop en rou smart oor my sonde, soos wat Dawid beleef het in Psalm 51. Droefheid oor my sonde, sê die katekismus. Maar nie droefheid oor die gevolge van my sonde nie. Droefheid omdat ek God oneer aangedoen het. Omdat ek besef wat ek aan die naam van die Here gedoen het. Daarom is ek hartseer. Ek's bedroef omdat ek die eer van God geskend het, sy gebooie verontagsaam het. Daarom is ek hartseer. En dit, as jy dit beleef, is dit deel van ware bekering. Is dit die afsterwe van die ou mens. En dan is jy soos Dawid wat sê, teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. En dan kan jy nie anders as om God bidend te smeek om sy genade nie. Bidend te smeek dat hy ons na hom toe sal terugbring nie. Dat hy ons sondeskuld sal vergewe. Ook daardie sondeskuld wat in ons siel, onsself elke dag aankla, van ons af sal wegvat. So sê Joël, sodat die mense nie kan staan en vra, waar is hulle God nie? Sodat die mense nie sal vra, waar is hulle God nie, want hulle sal uit ons lewe uit sien, die Here is by ons. En daarom as ons kan afsluit vanaand se gedeelte, wanneer jy bekering so beleef met 'n ware berou, met 'n stikkende hart, dan beweeg jy verby oppervlakkige, selfversekerde, mens kan ook sê ritualistiese godsdienstbelewing, na intense luister na die woord van die Here. En word bekering 'n saak van die hart. 'n Saak waarvan Joël vir ons duidelik hierdie begin skets. Waar hy vir ons wys, bekering is niks anders nie as om terug te keer na die Here toe. En hoe doen 'n mens dit? Deur ware berou oor jou sonde te hê. Werklike afsterwe van die ou mens. Amen.
Kom ons dank saam. Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanaand ook elkeen die geleentheid kry om na ons eie lewens te kyk. En dit is ons gebed dat U ons sal help om ook die ou mens wat nog in ons is raak te sien, sodat daardie ou mens ook hoe langer hoe meer kan sterf. Help ons om soos Dawid ook bloot voor U te kan staan en te kan erken teen U, het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. En al waarop ons kan onsself beroep, is op U genade, U barmhartigheid, U lankmoedigheid, U liefde. Al wat ons kan doen is om te vra dat U in die naam van ons Here Jesus Christus ons sondeskuld sal vergewe, maar ook dit sal wegneem. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en dan sluit ons vanaand af met die sing van Psalm 97. Dit is 'n antwoord op dit wat ons in die prediking gehoor het vanaand. En ons sing saam vers 5 en vers 6, Psalm 79. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.